Goeiemôre, good morning. Dit is die 1 Desember en ons kan nou amptelik die dae begin aftel tot Kersdag. Ja. Kan jy dit oorvertel? Wat is dit nog? 25 dae, 24 dae. Ja, die laaste maand van die jaar. Dis so lekker. Hartlike goeiemôre ook van my kant af en ek moet net vir jou sê, met daai dae wat ons net so kan aftel, begin ek nou al daai heerlike kosreuke so kry. Ja? Jy weet, ter voorbereiding ons nou van daai feesmaal en so. Is daar enige spesifieke Kersfeesete of 'n dis waarna jy uitsien? Ek hoop daar's gebakte aartappels op die spyskaart. O ja, daar moet altyd ietsie wees. Maar ek is nog nie seker wat die spyskaart gaan behels nie. So gebakte aartappels, lekker beesvleisie miskien, Lekker. groente. Dalk 'n bietjie beestong, dalk 'n bietjie gammon, dalk 'n Nee, bietjie ook nie vir my nie, maar is dit waarna jy uitsien? Ja, onder andere, ek sien net vreeslik uit na 'n tafel vol van al die lekkerste goedjies wat jy op een dag kan eet. En dan dink jy gaan 3 borde kos eet en dan kan jy net op die einde eet wat jy maar normaalweg eet. Maar ja, dis Kersfees, ons sien baie uit daarna. Nou maar so gepraat van die tafel, soos julle kan sien, was die elfies lyk my hier en is die ateljee redelik besig en kleurvol om ons so lank in die regte lyn te kry vir Kersfees wat voorlê. En ons het ook die tafel vir 'n heerlike episode gedek. Arnold bring later vir ons die jongste sportgebeure. Thys bespreek die belangrikste geldsaake. Ons kyk na die nuutste neigings vir Kersdekor, bespreek 'n fiksheidsroetine vir jou vel en Snotkop kom vertel ons meer oor sy nuutste enkelsnit. Maar eers is dit tyd vir ons oggendpraatjies, Pieter. Man, en ek wil weer begin by daai ou ene, Android wat is die enetjie? Android of Apple? Jy weet, iOS. Ja. Wat sou jy verkies? Ag, weet jy, dit is nie eers vir my nodig om te dink nie. iOS, Apple. Ek's maar 'n Apple snap. Ek moet ook nogal vir jou sê nee, ek was lank ook op die Android gewees en toe ek nou weer terug is op die iOS, ek is nou dom met 'n Android. So iOS is maar ook my ding, maar hoekom ek vra is, dit lyk vir my of diewe in Londen het ook sommer namens ons besluit. Selfoondiefstal het daar die hoogte ingeskiet, maar iets snaaks gebeur as diewe agterkom, 'n foon is nie 'n iPhone nie, gee hulle dit sommer net so terug. Mense vertel, hoe rowels hulle fone gryp, kyk en dan sê, nee, ek stel nie belang nie, as dit nou 'n Samsung of 'n ander Android foon is, vat terug jou foon. In een geval het 'n dief op 'n e-fiets 'n Samsung gesteel, net om te stop en dit te inspekteer en dit op die grond terug, net neer te gooi en te sê, cheers, here I go. Hoekom? iPhones verkoop blykbaar baie beter op die swartmark. En dit gaan oor die waarde, nie oor watter foon makliker is om oop te sluit nie. Londen het verlede jaar, hoor hier, 80,000 gesteelde fone aangemeld en duidelik is net een ding veilig, Android. Want selfs die diewe wil dit nie hê nie. Nie ons opinies of so nie, maar dis nou 'n storie daar uit die ander dele van die wêreld uit, maar baie interessant, nê? Baie interessant. En dit sal vir my interessant wees om te sien of dit 'n ander neiging gaan aanwakker, na aanleiding van of mense dalk meer gaan oorskakel na Android toe, daar spesifiek dan uit. Ja. Maar ek moet vir jou sê, die lekker ding van Apple en dalk sal die Android liefhebbers nou, jy weet, ons kan laat vertel 'n verskil. Ja, maar alles werk so goed saam. So as 'n mens nou stelselmatig na alles iOS georiënteerd toe oorgeskuif het of beweeg het. Dit gaan oor die toepassings, jy weet, en ek dink aan mense in ons bedryf is baie meer vir dit, die toepassings wat ons gebruik, en dan ander mense nou weer, soos my vrou Lotie wil glad niks weet van iOS nie, sy is nou weer net Android. Ja. En so verskil ons en ons stamp koppe en dan raak ek rooi onder die kraag, as sy vir my sê nee, maar iOS is nie vir my lekker nie, en dan raak sy rooi onder die kraag as ek vir haar sê Android is nie lekker nie. Maar ja, dis maar wat ons kan maak, wat jy tog doen. Ek dink jy moet maar net vir jou Android foontjie as jy Londen toe gaan hier in jou sak sit. Ja. En dan as jy nou 'n ander foon het, dan steek jy vir hom weg. Dis goed om te weet dit is hoe ons veilig kan bly. Ja. Sal ons aanbeweeg na die volgende storie? Kom ons doen dit en op hierdie stadium hou ons vas aan hierdie tabletjie wat ons sê. Hou vas aan jou tabletjie. Luister, ek wil wel vir jou vra, wie dink jy is die grootste ster Elsa, in Hollywood? 'n paar jaar terug kon ek vir jou sê, maar ek het op hierdie stadium geen idee nie. Regtig, geen idee nie. Ek is bietjie uit dit uit. Ek weet nie wie die Academy Awards gewen en allerlei sulke goed nie. So I'm lost. Wel, het ek nou vir jou 'n interessante storie. Ek wil graag hoor, weet jy wie dit is? Okay. Ja. Vertel vir ons. United Talent Agency, die agentskap wat sterre soos Timothy Chalamet, Kirsten Dunst en Bad Bunny verteenwoordig, het sopas nuwe talent vasgeteken. Ja. Die Parmigiano Reggiano Consortium.
maar ons praat Italiaans vanoggend hier, klink dit my, met die doel om die ikoniese Italiaanse kaas in films en TV-reekse te laat verskyn. Regtig? Ja, die konsortium sê die vennootskap sal hulle help om die kaas op 'n egte en relevante manier aan nuwe kase voor te stel. Nou, Parmigiano Reggiano het 'n ryk geskiedenis wat terugstrek tot 1901 en slegs kaas wat in provinsies soos Parma, Modena en Reggio Emilia gemaak word, mag die naam dra. Hoewel mense dit dikwels met gewone parmesan verwar, is die twee nie heeltemal dieselfde nie. Parmigiano Reggiano and nominated for the next Academy Award, Parmigiano Reggiano. Dis my baie interessant. So hulle wil nou 'n produk vat. Ja. Soos nie 'n mens of iets, dis 'n produk. Hoe gaan hulle dit doen? Kan jy dit oorvertel en nou gou kaas? Ja. Die volgende Hollywood movie, kaas dit en geniet dit. ek sien al hoe daai lokprent uitkom. Ja, bel vir Charlize. Ja. Bel vir Charlize. Dalk gaan dit 'n cheesy lokprent wees of so, jy weet, of 'n cheesy nuwe rolprent. My vraag is, hoe sal die rolverdeling werk in daai opsig? Wat dink jy? Ek weet nie, maar die Italiaans laat nou dadelik dink aan, jy weet, wat noem hulle die fabriek waar ek wonder of ek dit mag sê. Grappie, wat noem jy 'n fabriek waar vrouens vandaan kom? Dis ook in Italië. Fettis en amonis. Toe maar ou Els, maar ek is nog steeds baie lief vir julle. Baie dankie. Ek moes maar net so 'n bietjie ingooi om seker te maak almal van julle is wakker daar. Die span hier op die vloer se reaksie is dit. Dan moet jy weet, Pita. Ouens, het julle 'n lang naweek gehad? Waar is almal van julle? Ek het 'n heerlike naweek gehad, man. Ja, ons hoor so. Baie lekker naweek, jy weet my vroutjie het verjaar, maar daar's nog iemand wat verjaar vandag. Ja. Op die 1 Desember. Ons almal ken vir haar. Bring vir die harlike en of wyn. Liewe tannie Sonja. Ja. Sonja het verjaar ook vandag. Hou Sons baie geluk ook met jou verjaarsdag. Dit is tyd dat jy by ons hier in die Goeiemôre Good Morning Ateljee kom kuier. Op hierdie stadium lyk dit vir my, sorg net dat jy met 'n Android en 'n stukkie kaas kom. Ja, ek gaan later vir haar boodskap stuur want sy het mos die gewoonte ongewoonlik wanneer 'n mens verjaar vir jou 'n voice note te stuur en dan sing sy vir jou. Ja. So ons sal dit uitsorteer. Sy het al geleer my voice notes werk nie so lekker nie want ek kry eers 3 dae na 'n verjaarsdag in die hande. Jy wou sê oor ons Reggiano. Al wat ek net dink is dit hier hou ons dinge interessant. Ja, baie. My vraag is net as dit nou kaas is, wat is volgende? Nee, ek weet nie. Jy moet ook so lank begin dink aan 'n temalied vir so 'n film. Ek dink die ouens daar in Hollywood moet bekommerd raak want as die agente nou al begin kaase opteken, dan moet jy weer die talent is duidelik nie goed genoeg in Amerika of so nie. Dalk kan ons maar ons handjies opsteek en sê ons wil graag vir 'n audisie aan die deur gaan klop of so. Ek dink dit kan wel tot voordeel wees wanneer dit kom by iets soos borgskappe. 'n Mens weet nooit, jy weet. Maar goed, dalk daai Italiaanse water. Ciao. Manne ja, almal sê cheese. Bly geskakel. Ons is net hier daar weer terug met heerlike geselsies en baie interessante gesprekke ook. Jy moet nie weggaan nie en ons sê vir jou op 'n Kersfeesrige oggend vanmôre. Goeiemôre. Good morning. Ding ding ding. A good designer understands when less is more. When more is more, and when function needs to dictate form. With more than 30 years' experience, Carnet Interiors offers design plans that reflect your style and personality. Carnet Interiors offers turnkey solutions for commercial and residential projects. Contact Carnet Interiors today to make your dreams a reality. What if your time could change lives? Not someday, not somewhere else, right here, right now. Adapt, improve. Make your time matter. Roundtable Southern Africa is where purpose meets action, where friendships build futures. If you're between 18 and 40, this is your moment. Join the movement. Be the change. The cost of living crisis in South Africa has really affected us. The children have to wear hand-me-downs. Okay, let's see if it fits. I can't wear this. It's way too big. We've
cut back on luxuries. Toilet paper's finished. We've even had to improvise in terms of entertainment. Kick the ball, damn it! It's time for my soaps. It's the big wedding episode. Okay, kids. We're changing the channel. All of that, and we struggled to pay our bills. Until we contacted Debt Rescue. They offered us debt consolidation without a loan. We have 1 monthly payment, and now we pay only what we can afford. Now things can get back to normal. The wedding, it's off. Debt Rescue. Pay what you can afford. There's always been something about them. Those insured by AVBOB. It's because we know that AVBOB will be there for us one day. How about every day? Like the vouchers, coupons, and discounts I get to use for my daily living. And what would financial wellness be without an investment plan? Yep, that too. And I'll invest my money with AVBOB. With AVBOB, there's more than enough mutual value for everyone. AVBOB, we're here for you. We celebrate great achievements by extraordinary South Africans so that we can inspire our youth, and then we want to empower them to reach their full potential. We are here to celebrate history. He who has a big enough why can bear with any help. They will leave behind a legacy. We will never stop creating hope for our future generation. Welkom terug, jy kuier en kyk nog lekker kuier dinge hier saam met ons by Goeiemôre, Good Morning. Ja, maar ons wil nie net kyk nie, ons wil kuier ook. Veral vroeg op 'n maandagooggend met 'n heerlike vars reentjie wat geval het. So daarmee saam met ons nog baie om na uit te sien in vandag se program. Ons kyk later na die nuutste tendense vir Kersdekor en Snotkop kom deel 'n baie lekker nuwe liedjie vir ons. Maar eers is dit oor na jou, Els. Baie dankie Pieter, ons kuier te heerlik. Goed, ek wil net gerusstel dat ek nie iemand probeer uitsonder nie. Ja. Maar boelies in die werksplek, het jy al ooit met een te doen gekry? Ja. Ek dink nogal so. Kyk, ek het ook ons maar 'n bietjie in die korporatiewe wêreld gewerk op 'n stadium en daar kan 'n ou dalk was 'n ou maar net 'n bietjie nog nuut en vars in die werksplek, laat 'n ou gedink jy's geboelie. Maar ja, as ek dit nou nie self beleef het nie, het ek ook al daarom gehoor daarvan. Ja. Jy? Ek het al definitief met deurgeloop of gehoor? Deurgeloop. Aha. Ja. So ek kan nie wag om te hoor wat jy gaan vertel nie. Ja, hoor hierdie interessante storie. Baie Suid-Afrikaanse werknemers is in die verlede aangeraai om harder te wees wanneer hulle met boelies in die werksplek te doen kry. Ja, dit het egter verander met die sogenaamde Code of Good Practice wat boelies nou as mishandeling en onregverdige diskriminasie erken. Boelies kan verbaal, passief-aggressief of selfs digitaal voorkom en skep 'n vyandige werksomgewing wat jou waardigheid ondermyn. Nou volgens die arbeidsprokureur Asla Mula is dit belangrik om voorvalle deeglik te dokumenteer, 'n formele klagte by 'n werkgewer in te dien en indien nodig die saak by die Kommissie vir Versoening, Bemiddeling en Arbitrasie aan te meld. Werkgewers is wettiglik verplig om klagtes te ondersoek en mishandeling te pak. As hulle dit ignoreer, kan hulle aanspreeklik wees. Mula beklemtoon dat misbruik nie deel van jou werksbeskrywing is nie en dat Suid-Afrikaanse wet jou reg op waardigheid beskerm. Om jou regte af te dwing, moet jy sistematies optree, bewyse versamel en interne prosedures volg. So ek dink om alles dalk net op te som en in 'n neutedop dalk net te probeer sê wat ons nou hier gekommunikeer het. Jy moet maar rekord, alles moet maar op rekord wees. En dit was nogal 'n les wat ek moes leer. Ja, dat jy nie, want na die tyd was dit hoor sê. Ja. Jy weet, daar was nie regtig bewyse nie. Ja. So die oomblik wat jy nou voel, jy word deur een van hierdie goeters, of jy gaan deur een van dit met een van jou kollegas of 'n paar van jou kollegas, dan sê hulle, moet jy dit nou dokumenteer, of Ja. moet jy nou met 'n videoetjie rondloop, of op 'n of ander manier moet jy seker maar net 'n bewys daarvan kan gee. Weet jy, en dis nou die ding, ek het groot geword in 'n huis van privaat speurders, jy weet. So daar's gedankie tog vir tegnologie. Want ek dink dit is belangrik om soms gesprekke en so aan ook op te neem, sodat 'n mens dit maar net het, net vir ingeval, jy weet.
En ek wonder partykeer ook, dink jy mense in die werksplek is jaloers en dis hoekom hulle dan maar as boelies uitdraai? Ek dink dit kan daarmee te doen hê. Ek dink ook nie dit het jy weet 'n mens kan seker ook sê dit in sommige gevalle verskil dit maar van mens tot mens ook na aanleiding van persoonlikheidstipes, maar ek dink dit is 'n verskoning om iemand te misbruik of sleg te hanteer nie. Ja. Hoe sê jy reken? Ek meen daar's so baie goeders wat kan deurgaan as boelie in die werksplek. Ons weet nou al ons het baie keer gesels oor boelie by skole en hoe die kinders afgetakel word ook op die sosiale media of by die skool en daai tipe van ding. Dink jy dis maar more or less dieselfde ook in die werksplek? Dat mense op groepies iemand sal boelie in 'n werksomgewing of dink jy dit gaan maar iemand bietjie hoër op is in die hiërargie wat die jonger personeellede boelie? Ek dink weer eens dit is nogal 'n moeilike vraag dink ek om te beantwoord want ek dink weer eens verskil dit van geval tot geval en persoon tot persoon. Ja, maar ek dink wel in daai opsig maak tegnologie dit nou weer makliker, jy weet, boodskappe wat gestuur word dalk of 'n e-pos of so wat dalk nou nie op 'n goeie manier gekommunikeer word nie. Ek dink nie mens kan werklik sê dat die een erger is as die ander een nie, want ek dink 'n mens beleef albei as ewe erg, maar dit moet sleg wees om deur so iets te gaan en jy moet elke dag na daai plek toe gaan om jou brood en botter te verdien, jy weet. Want ek dink so iets het ook wanneer mens kyk na die langtermyn, het dit ook 'n impak op jou geestesgesondheid, jy weet. En ek dink personeelbestuurders moet nogal baie konsekwent wees in werksomgewings. En kan jy nou imagine 'n personeelbestuurder is die boelie? Hoe erg is dit dan? Ja, en dit gebeur soms, mense wat in bestuursposisies is. Ek dink dit is waarom iets soos 'n menslike hulpbronne afdeling of persoon is baie belangrik. Ek dink daai rol is baie belangrik en ek weet ook al dat daar sommige maatskappye is wat nie noodwendig eers so iemand daar het nie. Wat baie sleg is, want wat doen jy dan? Dis baie interessant en ek dink ons kan nogal 'n paar lekker gesprekke rondom hierdie ene inkry van kykers wat ook jy weet voorbeelde daarvan het, self al deurgeloop het en vir ons kan vertel, jy weet hoe hulle dit hanteer het en hoe hulle uiteindelik hopelik daardeur gekom het sonder te veel van die nagevolge, jy weet wat hulle werk sou verloor of so iets. Want dis ook weer die ander ding altyd dink ek. Jy kom klaar dan dink jy jy's 'n klaarkous en dan voel dit vir die boelie raak net al hoe erger. En ek dink mense weet nie noodwendig wat staan hulle te doen in so 'n situasie nie. So dit is dalk ook miskien 'n idee om dalk 'n regspersoon hier in te kry. Waarvan ons baie op wiese knoppies ons kan druk oor dit. Ja, presies vir ons byvoorbeeld uit die ek ken nou maar as die CCMA, jy weet uit hulle oogpunt uit te kan sê wat is jou regte en goeders. Want ek dink baie mense weet ook nie daarvan nie of hulle is maar net heeltemal te bang om na iemand anders toe te gaan en aan die deur te klop en te sê luister, ek voel ek is onregverdig behandel of ek was geboelie in die werksomgewing. Ten minste weet ons dat ou Pieter hier langs my. Hy is nie 'n boelie nie. Ag, ek dink nie hy sal ooit. Ek sê ou vredemaker Elsa, ek sê ou vredemaker. Maar nou ja, ons woord vir die dag is Bullebak, wat nie ek of Elsa is nie. Natuurlik 'n baie nikkerige, baasspelerige persoon, het ons iemand van hulle in ons midde glad nie. Maar nou ja, as jy nie 'n bullebak wil wees vandag nie, dan kuier jy vir die res van die dag saam met ons. Bly net hier ingeskakel. Ons kuier net hierna weer verder. Reg om die toekoms in te ry. Kom ons rol in 'n wêreld van pret, avontuur, vryheid en innovasie saam met jou getroue vennoot iGlide. Ontdek die opwinding van elektriese mobiliteit. Of jy nou die strate wil verken of speeltyd opkikker, ons het die perfekte produk vir elke avontuur. Ons bied 'n wye reeks vir jonk en oud met top naverkope diens. Hoekom wag om die rit van jou lewe te ervaar? Gee aan jou avontuur en drome vlerke. Besoek ons by www.iglide.co.za. As ek vir Appel in een woord kan opsom, legend. Hy's talentvol. Hy's lief vir diere. Alle diere. Hy is 'n jagter. Hy ry altyd die coolste bakkies. En by sy shows ek sou wat wou gee om in sy skoene te staan. Hier sal jy boer. Is it secure? Ja, it's secure.
Are you sure? Trust me, my guy. Okay, let's go. Don't let your investment slip through your fingers. Invest with a partner you can trust. Everest Wealth, the power of consistency. Kom ontsnap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luxe safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Die feesseisoen kruip vinnig nader en dit wil voorkom asof die Suid-Afrikaanse toerismesektor weer heelwat besoekers gaan verwelkom. Daarom fokus ons vanoggend op hierdie spesifieke sektor. Nou vanjaar het meer as 7,6 miljoen toeriste ons land reeds besoek. Wat beteken hierdie toename vir ons ekonomie? Ek gesels nou met die mede-professor aan die Noordwes Universiteit, Esmerie Meiburg. Esmerie, baie welkom by Goeiemôre, good morning. Goeiemôre Elsa, goeiemôre kykers. Dit is lekker om hier te wees. Ek kan nie glo dit is al die 1 Desember nie, maar ons sien uit vir die feesseisoen. Ja, ek moet vir jou sê, ek dink almal voel net eintlik so geskok vanoggend, want 'n mens besef, dit is die laaste maand van die jaar. Nou jy het nou self ook verwys na die feesseisoen en die opwinding wat heers. Suid-Afrika het vanjaar meer as 7,6 miljoen internasionale toeriste verwelkom. So ek wil graag weet, wat beteken so iets vir die groei van die land, jy weet oor die algemeen? Okay, so ons is baie positief oor hierdie getalle. Ongelukkig is dit nog nie so hoog as mens vergelyk met ons toerismegetalle van 2019 nie. Maar die toerismebedryf is ongelooflik belangrik vir ons land se BBP. Om vir jou net 'n bietjie getalle te gee, so hulle voorspel vir die toerismebedryf van hierdie jaar omtrent 659,8 biljoen bydra tot die BBP. So dis 'n groot ekonomiese inspuiting vir ons land en dis omtrent 28% van ons land se BBP word deur die toerismebedryf uitgemaak. So hoe meer toeriste ons land besoek, groter ekonomiese groei. Omtrent 2 miljoen mense werk in die toerismebedryf, so as ons meer internasionale toeriste kry, meer werksgeleenthede in die toerismebedryf. En dan 'n groot voordeel wat ek ook sien is, meer geld, meer toeriste, meer terug word ingeïnvesteer in ons infrastruktuur, beter paaie, beter lughawens, so die toerismebedryf kan regtig 'n groot bydrae maak, nie net geld gewys nie, maar ook werksgeleenthede gewys en ook om terug te investeer. 'n Groot ding wat die toerismebedryf doen is, dit investeer ook terug in bewaring. Ons het 'n land wat ongelooflike natuurskoonheid en elke keer as jy geld spandeer in 'n nasionale park of 'n wildsplaas, gedeelte van daai geld gaan weer terug om ons natuurskoon, ons wildlewe te bewaar. So dit is regtig 'n belangrike en groeiende bedryf. Daar's nog soveel potensiaal. Ek weet ons mik om teen 2030 15 miljoen internasionale toeriste te verwelkom en ek hoop regtig ons kom by daai getal uit, want dan gaan ons bydra tot die ekonomie omtrent 10% tot ons BBP wees. So dit is 'n baie belangrike bedryf vir ons land se ekonomie veral. Goed, wat is die belangrikste redes waarom meer internasionale besoekers terugkom na Suid-Afrika? Wel, waar om te begin? Vir my, die slogan wat Suid-Afrika die beste opsom is, ons is a world in one country. In Afrikaans soms sê 'n wêreld in een land. Suid-Afrika se diversiteit in terme van natuurskoon is net ongelooflik. Jy kan die kuslewe bewaak, jy kan wildlewe, jy het bosveld, jy het watervalle, berge. En dan het ons ook diversiteit in ons mense. Ons het soveel verskillende kulture, elkeen met hulle eie leefstyle, kos, kultuur. So die diversiteit van ons land is definitief 'n groot aantrekkingspunt vir internasionale toeriste. En dan 'n ding wat ek dink baie mense miskyk is die vriendelikheid van ons mense. Ons is regtig gasvrye mense wat jou regtig sal uit hulle pad uit sal gaan om te laat welkom gevoel. Iets wat ek net gou vinnig wil deel is, daar is 'n persoon, sy naam is Keno Eves.
ek weet nie of enige van die kykers al van hom gehoor het nie, maar hy het 'n YouTube channel en hy ry met 'n tricycle al die pad van Frankryk deur Afrika en hy is op oomblik in Suid-Afrika al vir 'n paar maande. En hy is op oomblik in die Karoo en hy oral waar hy kom ontmoet hy nou Suid-Afrikaners en ek moet sê ek was al bevoorreg genoeg om na 'n hele paar lande oor die wêreld te reis. Suid-Afrikaners is net anders. Ons glimlag makliker, ons help met aanwysings, ons wil vir jou kos maak, ek weet nie, ons is net ons is 'n nasie wat wil teruggee en vir mense laat welkom voel. So ek dink daai is regtig ons groot aantrekkingskrag. En ons is natuurlik amazing wyn, amazing kos. So what's not to love van Suid-Afrika? Dit is so waar wat jy sê en ek meen kyk 'n mens na die foto's of die prentjies wat nou op die skerm verskyn het, dan voel 'n mens net so trots want 'n mens besef net hoeveel die land eintlik bied, jy weet, selfs die diere ook wat hier te sien kan wees. Wat dink jy kan ons hierdie komende feesseisoen verwag en hoe gereed dink jy is Suid-Afrika vir hierdie seisoen? Dit is 'n baie goeie vraag. Ons is nou redelik gefokus op internasionale toeriste en dit is definitief 'n groot fokus vir ons om meer internasionale toeriste te kry. Maar ek dink ons vergeet ook van ons plaaslike toeriste. Minister Patricia de Lille het onlangs met die G20 het sy gesê 'n groot fokus van die departement van toerisme gaan wees om meer plaaslike toeriste aan te moedig om te reis. En sy sê groot 2 fokuspunte daarmee moet wees bekostigbaarheid en toeganklikheid. Nou, daai is 2 groot moeilike woorde in terme van gereedheid van Suid-Afrika. So, as ons nou kyk na bekostigbaarheid, baie toerismeproduk-eienaars probeer regtig plaaslike toeriste aanmoedig om na hulle areas te kom deur promosies, afslag, bly 5 aande, dan kry jy nog 2 aande verniet, pakkette wat verskeie produkte insluit. Maar toeganklikheid is nog 'n groot uitdaging vir Suid-Afrika. Hier gaan dit oor veiligheid en infrastruktuur. En dit is nog 2 van ons groot uitdagings, maar baie provinsies het baie meer geld probeer investeer in hulle provinsie se toerisme in terme van veiligheid en toeganklikheid. Byvoorbeeld KwaZulu-Natal het oor die 500 CCTV's, ek het nou in Afrikaans gesê, maar CCTV kameras reg oor hulle kusgebiede gelaunch, as ek dit so kan stel. En dan Mpumalanga, hulle het oor die 5 biljoen projek om hulle paaie op die panorama roete uit te brei en te verbeter. So, daar is nog uitdagings. Ek sal nie sê ons is 100% gereed nie. 'n Groot ding wat ons moet aan verbeter is investering terug in infrastruktuur. Jy wil nie reis as jy op 'n slegte pad gaan moet ry of as daar 'n waterprobleem is. So, dit is 'n groot ding wat ons gaan moet op fokus om ons toeristegetalle plaaslik as ook internasionaal te verbeter is infrastruktuurontwikkeling en om terug te investeer in ons infrastruktuur. Ja. En dan veiligheid ook. Ek dink dit is 'n groot ding wat ons ook gaan moet fokus om seker te maak as mense reis, voel hulle veilig by die bestemmings waarheen hulle reis. Ja, Esmerie, baie dankie dat jy vir ons tyd gemaak het. Dit was 'n baie interessante gesprek en ons wens dan vir jou ook 'n wonderlike feesseisoen voor. Bly gerus ingeskakel want net hierna is dit tyd vir jou sport saam met Arnold Geerts. Jy is by Goeiemôre, good morning. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full live-in services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable, professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. We're inviting motivated, business-minded individuals to explore franchise opportunities with Mike's Kitchen as we look to grow our presence in South Africa.
As a Mike's Kitchen franchisee, you'll have access to our established brand, operational guidance for setting up your restaurant, marketing resources, and information about potential funding options. If you're ready to bring quality food and a family-friendly environment to your community, contact us to find out more about joining the Mike's Kitchen franchise family. We're gonna be alright. Let's go higher, lift me higher, lift me higher. We're gonna be alright. Lift me higher. Let's go higher. Let's go higher. We're gonna be alright. Goeiemôre, good morning. Dis nou tyd vir jou sport en aan my regterkant teen 'n allermintige 6 voet en met die gewig van ten minste 2 en 'n kwart karakoolskape. Sportkenner. Wat beteken dit? Sê jy ek het gewig verloor? Nee, glad nie, maar 2 karakoolskape. In plaas van klein karakoolskapies. Maar goeiemôre my vriend. Goed om jou te sien. Wat 'n opwindende naweek met die sport. Weer 'n keer. Soos ons elke maandag sê, selfe ou storie. Inteendeel, ek dink ons kan miskien hierdie opneem voor die tyd. Nee, jy sal nie kan nie, want dinge verander te veel. Nee, maar wat die skrip dan betref by die Formule 1, daar is nie 'n skrip nie, Pieter. Daar is nie 'n teks nie. Hierdie ou is besig om hierdie teks heeltemal uitmekaar uit te jaag. So Max Verstappen het nou gisteraand sy laatbod vir 'n 5de agtereenvolgende wêreldkampioenskap versterk, toe hy ten volle voordeel getrek het uit 'n strategiese fout wat McLaren begaan het om 'n sensasionele driekuns van oorwinnings by die Qatar Grand Prix te behaal. Die Red Bull bestuurder het onmiddellik by die kuipe ingetrek tydens 'n vroeë veiligheidsmotor ingryping, toe McLaren se Oscar Piastri en Lando Norris uitgebly het en hy dit benut deur met koel presisie te ry om in oortuigende styl te triomfeer. Sy oorwinning het hom na die tweede plek in die titelwedloop gelig met 396 punte, net 12 agter reeksleier Norris wat 4de was op 'n teleurstellende aand vir hom en die Woking gebaseerde span wat verstom is deur hierdie uitslag, heel duidelik. Piastri wat voorweg gespring het na 3de gegly, maar sy agterstand op Norris tot 18 punte verminder met 1 wedren oor in Abu Dhabi volgende Sondag, waar Verstappen 4 keer in die afgelope 5 jaar gewen het. Ja, so dis wat die kans, dit lyk baie baie goed. Presies. Maar is dit goed uitgewerk? Is dit maar net slim taktiek gewees? Ek dink dit was 'n kwessie van hulle het besluit as daar 'n veiligheidsmotor uitkom, heel duidelik by Red Bull, dan gaan Verstappen onmiddellik in. Ek dink dis iets wat jy voor die tyd afspreek en miskien het hy hulle net onkant gevang, om 'n rugby term te gebruik, en besluit dis nou sulke tyd en McLaren het heel duidelik nie gesien wat aan die gang is op daai stadium nie. Ek meen hulle sou dit miskien gesien het, maar nie besef dit gaan so materiële invloed hê op die uitwerking van dit alles nie. En Bob's jou auntie, daar gaan hy. En as jy nou kyk na hoe dit alles uitgewerk het, 6 weke terug, 8 weke terug, was hierdie glad nie eers naastenby op die kaart nie. Nooit nie eers naby nie. En nou ewe skielik. Dis pragtig. In hierdie Formule 1. Ja, beslis. En dan die Proteas. Ai. Van die highs na die lows. Ja, Virat Kohli het nou gister bewys dat daar nog baie oor is in sy loopbaan met 'n verstommende beurt van 135 lopies van 120 palle om Indië na uitdagende 349 vir 8 te neem en 'n oorwinning met 17 lopies te lei in die eerste van 3 eendag internasionale wedstryde. Marco Jansen het homself 70 lopies van slegs 39 balle geslaan en aan die einde Colin Bosch 67 van 51 gemoker in antwoord op die toeriste om die toeriste te laat met 'n bietjie onverwagte hoop. Maar die berg was te styl en Suid-Afrika is vir 332 lopies in 49/2 balbeurte uitgebal. Maar soos ons daar kon sien, ons was vroeg in die moeilikheid. Ja. Maar luister hierna, Pieter. Kohli se 52ste 100-tal. 52ste 100-tal in die formaat was so formidabel soos enige in die 36-jarige se merkwaardige loopbaan. 11 vure en 7 sesse en soos altyd rotsvaste kalmte. Soos altyd. Baie kalm geweest, maar ek moet sê, wys jy nou weer die verskil tussen jou wat jy paar dae op die veld is met die toetskrieket teenoor die eendag. Is so. Dit wys jy. En ek dink die ouens is ook nou al vir 'n rukkie lank weg. Ek maak nie verskonings nie. Hulle was die topkolwers was almal in die moeilikheid. As jy 3 topkolwers so vroeg verloor, dan is dit verby. En hierdie was 'n effens te styl
vir die manne, maar terselfdertyd moet jy sê, as net een van hulle deur gekom het met 'n 50-tal, net of 'n 40, dan kon ons die knoop hier deur gaan. Want Jansen was briljant met die kolf, soos hy was in die toets, en Coben Bosch self. As jy ouens het wat so kan kolf in die stert, dan moet jy weet jy het iets daar. Is iets wat kan werk. Ja. So terselfdertyd, mens moet jouself ook afvra, so die volgende, daar's 3 in die reeks, die tweede een kom in die middel van die week, kan ons terugkom om hierdie reeks te probeer gelyk opmaak en dit dan na die laaste van die wedstryde toe te neem. Dit sal belangrik wees en dit sal goed wees vir ons, want daar kom natuurlik 'n wêreldbeker. Kom ons hou styf duim vas en wees positief. Inderdaad. Want dan gaan die derde ene soveel meer. Absoluut. En dan die Bokke het hul rugby kampioenskap kroon duidelik onderstreep na 'n uitsonderlike jaar onder Rassie Erasmus wat sowat 50 spelers gebruik het terwyl hy voortgegaan het om sterkte en diepte te ontwikkel vir die 2027 Wêreldbeker in Australië. Wêreldrugby 15 speler van die jaar Malcolm Marx, mede genomineerdes Pieter Steff de Tooy en Oxenche, sowel as Thomas de Tooy, Sasha Feinberg en Gomezulu en Cheslin Colby is almal in die 2025 droomspan benoem voordat die Springbokke 'n verpletterende rekord van 73-0 tuisnederlaag teen Wallis in Cardiff op Saterdag toegedien het. Miskien was die 3 uitstaande wedstryde van die herfstreeks Suid-Afrika se oorwinning oor Ierland en Frankryk, sal ons ooit daai een vergeet, tesame met Engeland se 33-19 nederlaag teen Nieu-Seeland. Suid-Afrika het Ierland in die scrims gehamer, soos wat hulle met Wallis gemaak het, wat baie kenners laat wonder het hoe ander spanne selfs naby daaraan kan kom om al voorwaartse krag te probeer neutraliseer. En spanne soos Nieu-Seeland, dis nou vir Jake White in 'n rubriek geskryf het, Frankryk, Engeland, Argentinië en miskien Ierland, wat daar rond is, moet uitwerk wat hulle nodig het om die Webb Ellis beker te wen. En hoe gaan hulle dit doen as hulle nie die diepte en die krag het wat Rassie Erasmus ontwikkel het in hierdie span nie? Ek dink dis dalk een van die groter lesse om te leer. Never mind hoe daar gespeel word en wat ons doen en hoe, maar jy weet hoe dit te werk gegaan het, presies wat jy nou sê. Hy het stadig maar seker begin en voor jy kon sien is daar nou genoeg diepte. Onthou nou, hy het 50 spelers gebruik hierdie seisoen. So met ander woorde, wat praat ons van? Ja, ons het 3 spanne. 3 volspanne, 3 wêreldspanne wat almal in die Engelse, vergewe die Engelse term, but like for like, they almost exactly the same. Hoe is daar is nie nog 'n ander wêreld rugby daar is nie iemand wat dit het nie, wat daai diepte het. En interessant genoeg, ek het so hier en daar weet bietjie nuusflitsse en goeders gesien. Wallis was ook heeltemal, hulle het nie geweet wat hulle getref het nie. Hulle was voors. Ons het hulle gehad van die eerste. Maar ek moet daarom net by sê, ek het geroep ons gaan met 74 punte wen. So ek was net een verkeerd. Ek het vir die man hier gesê verlede maand. Kyk, 74. Die groot ding daarvan is, Pieter, ek dink jy weet as jy teen die Bokke speel, die Bokke weet en almal anders weet. Dit gaan net moeilik wees voor. Jy gaan nie kan bybly nie. En ek weet net nie hoe mens so iets regkom as jy nie sulke diepte het nie. Toe die bomb squad aangaan, toe ontplof alles. En hulle het ook al 'n paar keer van die ander spanne so met 'n bomb squad probeer voor 'n dag kom, maar dan gebeur daar niks. Want hulle het nie die diepte nie, dis die verskil. Dis soos om Wimbuks patrone in 'n 308 boks te laai. jy kom met 'n popkan en ons het al gebeur. Nou ja, Annie, baie dankie. Altyd lekker vir die sport. Ons sal ook sien hoe die dinge uitwerk wat hierdie week aanbetref vir die res van die sportgebeure en so aan. Maar vir die beste in die sport en ook jou geldsaake net hierna moet jy hier by ons kuier op Goeiemôre, Good Morning. Tuis is net hierna reg om vir ons te sê van die wats, die moets en die moenies oor jou geldsaake. AC/DC Express. Everything electrical. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth,
While you do life, we take care of business. It's really sad if you know you can help an animal, but people just cannot afford to get the treatment or the surgery. No one cares more about animal well-being than DotSure. And when you buy pet insurance online from DotSure, you help support the AACL vets. It makes me and everybody at the Animal Anti-Cruelty League feel like big-hearted veterinarians. For wholehearted pet insurance, go to dotsure.co.za. So the missus told me to get my ducks in a row and start doing some work around the house. So I'm here at my local paint trade. Hey Tiny, how's the kids? I'm a busy man. Luckily, they have everything I need under one roof. I wasn't born yesterday. I know quality. That's why I choose their ProMac range. It's a quality paint because their paint spreads further. So get yourself over to Paint Trade Boots. They turn painting projects into child's play. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. Perin rasar deras die lug verwarmer. En ek sukkel te staan, ek skreeu dan, bitter man. Verdwaalde druppels, ek is een, maar jy nee. Dit is nou tyd om jou geldsaake te bespreek en Thys van Sail is hier in die ateljee om vir ons die finansiële leviete voor te lees. Thys, welkom terug. Ag nee, is lekker om hier so te wees en kyk hoe mooi is die studio, né? Ek sê vir jou, dis kleurvol, dis besig. Ja. Ek dink die Elfies was baie besig hier gewees. Maar wil jy dalk begin deur iets by te voeg raak in 'n sport? Ja, natuurlik. Ek wil net dankie sê vir die Lions. Jy weet, dit was 'n fantastiese wedstryd. So Annie, hy was dan weer so selfsugtig soos wat hy kan wees, want as die Lions ons wen, dan word daar glad nie oor die Lions gepraat nie. So ek wil net sê baie geluk aan die Lions en aan al my Bloubol vriende daar buite. Ek is so jammer, maar dit gebeur dan net so een keer in 3 jaar, maar dit was fantasties. Ek moet vir jou sê ek het meer van Annie verwag, want daai gedrag beleef mens mos gewoonlik onder Bloubol ondersteuners, jy weet, wat dan niks wil sê nie, maar goed. Pieter het iets daar geskree, ons sal later oor wat hy probeer sê, maar vir nou terug by die geldsaake en algemene vrae wat vanjaar die meeste deur die publiek gevra was. So wanneer is dit die beste tyd om te belê en met hoeveel? Mense wil weet, Thys. Ja, ek dink as ons byvoorbeeld gaan kyk, die meeste van die vrae wat ons gekry het, ook van kykers, maar ook in praktyk, was dit juist daai ding gewees van wanneer moet ek belê en met watse tipe van bedrag moet ek begin? Ja. So baie kere is dit wanneer jy moet belê is al reeds gister. So hoe gouer jy kan begin belê, hoe beter. En dan baie mense sal dan byvoorbeeld sê, maar wat is 'n goeie premie om mee te begin byvoorbeeld of dan nou met 'n lumsom of wat ook al geval mag wees. Maar daar is nie 'n limiet daaraan nie. Dit is nie daai ding van jy moet begin op 'n punt of op 'n plek. Ek dink net waarom dan te gaan belê? Ek dink dit is meer die vraagteken om te sê, maar as ek byvoorbeeld nou 'n paar rand het in 'n gegeewe tyd van 'n jaar of in 'n kwartaal van 'n jaar, waar is dan die beste tipe van onderliggende bates waarna ek kan gaan belê? En ek dink daai vraagteken is baie keer belangrik. Is ek in die binneland, is ek in die buiteland en natuurlik jy weet, is ek op lokale aandele, is ek op internasionale aandele, is ek meer in die privaat sektor, is ek meer in goud gebalanseer, is ek selfs in kripto tot 'n groot mate. Jy weet, so daai is die elemente wat wel 'n rol speel. En dan wonder mense ook of 'n mens beleggings enige tyd kan onttrek. Ja, ek dink dit is basies weer die wanpersepsie wat daar buite is baie keer om te sê, okay, maar nou sit ek 'n paar rand weg, maar in my agterkop wil ek half daai gedagte ook hê, maar ek moet onmiddellik weer akses hê na daai kapitaal toe. En ek dink mense baie keer vir jouself sê, maar die geld wat ek wil belê en die geld wat ek in 'n reservefonds wil sit. En ek dink daar's nogal 'n verskil wat 'n ou dadelik moet aanpas in jou mindset ook. Soos byvoorbeeld die geld wat ek wil belê is langtermyn. So met ander woorde, dis geld wat ek myself gaan weerhou om
om byvoorbeeld te wil kom ons sê gereelde onttrekkings te wil neem van. Maar kom ons sê my emergency fund wat ek het of my reënfonds wat ek het aan die ander kant is baie keer 'n gedeelte van byvoorbeeld welvaart wat ek wil skep, maar dis kapitaal wat ek byvoorbeeld na toegang toe wil hê binne 7 dae, baie keer is selfs dalk net 30 dae. Goed, Thys, het ek 'n finansiële adviseur nodig? Elsa, as jy na Everest Wealth toe kom, ja, dan definitief. Andersins het jy glad nie 'n finansiële adviseur nodig. Nee, ek speel. Nee, finansiële adviseur speel 'n baie belangrike rol in jou lewe. En ek dink ja, dit is net vir jou so belangrik ook om die regte finansiële adviseur ook te gaan kry, want weer eens baie keer is ons daai voorbeeld gebruik van byvoorbeeld 'n gewone algemene praktisyn as jy byvoorbeeld na 'n dokter toe gaan. Sekerlik as jy byvoorbeeld in 'n nuwe area is of 'n nuwe kom ons sê lewe, kom ons sê gedeelte van jou lewe is, dan gaan jy byvoorbeeld na daai algemene praktisyn soek wat jou gaan pas. So dan word jy gaan byvoorbeeld na 1 of 2 algemene praktisyns gaan en dan gaan jy sien ja, maar ek hou van daai dokter of ek hou van hierdie dokter en dan sal dit 'n baie langtermyn tipe van verhouding wees wat dan bou, want 'n mens spring sekerlik tog nou nie van algemene praktisyn tot algemene praktisyn nie. So en ek dink ja, baie keer as ek kom by 'n finansiële adviseur is dit presies dieselfde. So soek jou finansiële adviseur daar buite totdat jou pas met jou handskoen, nie met sy handskoen nie, met jou handskoen as dit enigstens sin maak. En dan natuurlik is daar 'n klomp elemente wat ook 'n rol speel, soos byvoorbeeld kostes en byvoorbeeld ja, deel jou visie, spandeer met jou tyd, het 'n regtig waar passie vir wat jy doen. Jy daai tipe van elemente speel 'n baie groot rol vir jou in jou lewe. En as jy byvoorbeeld die regte finansiële adviseur kies van die begin af, dan is dit vir jou op 'n einde van die dag, jy weet daai 5 of 10 of 15 jaar sukses wat jy saam met hom bou. En as daai adviseur nie saam met jou inkoop tot dit nie, ja, dan kry maar vir jou 'n ander dokter. So dit is iemand wat eintlik veronderstel is om werklik 'n pad saam met jou te stap. stap. Ja, korrek. En hy moet jou passie met jou deel. Goed, nou so gepraat van kostes. Hoe werk kostes in beleggings? Kostes in beleggings Elsa is baie belangrik, want as 'n mens byvoorbeeld gaan kyk, kom ons sê argumentsothawe, ek het 'n uitkyk of ek het 'n doelwit wat kom ons sê tussen 10 tot 12% se opbrengste wil genereer per jaar. Maar dan sal ek dit byvoorbeeld dan nou met my finansiële adviseur deel en dan daai finansiële adviseur moet dan gaan kyk na oplossings wat so naby as moontlik aan daai doelwitte plus basies weet oor daai doelwit vir jouself sal kom. Maar dan speel 'n rol van byvoorbeeld dan nou kostes ook. Dan is ou byvoorbeeld gaan kyk, maar as ek byvoorbeeld 'n doelwit het van 12% aan my adviseur, maar na koste dan werk dit af byvoorbeeld na 10 of 9,5 toe, dan is dit nie meer my doelwit nie. Ja, die adviseur het die doelwit behaal om te sê ek het by my 12% kom ons sê benchmark uitgekom, maar na kostes is ek 2,5% onder my benchmark of my doelwit. En ek dink ja, dis baie belangrik om ook altyd met die adviseur kostes te bespreek om jy seker te maak ja, my doelwit is X, jou doelwit is koste. So met ander woorde ons albei moet ons doelwitte behaal en dis ook baie belangrik. Nou nog 'n algemene vraag is hoe 'n mens buitelands moet belê. Buitelandse beleggings Elsa is fenominale belang, want as 'n mens net gaan kyk, daai tipe van 'n balans wat jy vir jouself moet bou. Ja. Lokale aandele is een ding. Okay, so lokale aandele, lokale markte, lokale ekonomie, dit is alles wat hier lokaal gebeur. So met ander woorde, dit het kom ons sê beïnvloed ons mandjie wat ons hierso het. Maar byvoorbeeld as ons gaan kyk na internasionale tipe van impakte of internasionale beleggings wat beskikbaar is, veral vir Suid-Afrikaners daar buite, is dit baie belangrik om ten minste 1/3 van jou kapitaal moet daarso ook lê. En die rede daarvoor is baie eenvoudig. Dit is nie net vir diversifisering nie, maar ook wel vir beskerming. Want Suid-Afrika het 'n baie goeie basiese, jy weet, lokale aandelebeurs soos wat dit nou is. En hy's baie gesond nou so oor die laaste 12 tot 16 maande. Maar as ons weer eens gaan onthou, voor dit was ons gelukkig is ons so tussen 6 tot 8% per jaar gekry het op 'n lokale aandelebeurs. En daardeur het ons dan nou gesien ja, maar as jy byvoorbeeld daai 1/3 diversifikasie oor see gehad het, byvoorbeeld soos 'n gewone ETF of 'n gewone unit trust wat jy dan nou basies in 'n bateroufonds gehad het in die buiteland, dan het hy daai average van kom ons sê tussen 8 tot 6 tot 8% vir opgebring tot 'n baie goeie konkrete 10-12% dan nou plus na die laaste 12 tot 18 maande se lokale tipe van inspuiting wat jy gekry het, sou jy baie goeie gediversifiseerde portefeulje gehad het wat 'n algemene groei gehad het van ongeveer 14 tot 17% selfs per jaar. Goed, hoe werk belasting op beleggings? Belasting is weer eens daai ook belangrike element van jou finansiële adviseur wat die voorbeeld wat ek nou gebruik het om jy te sê ja, dit is jou doelwit, kom ons sê argumentshalwe gebruik dieselfde voorbeeld, jou doelwit is byvoorbeeld 12.
Maar dit is dan wat jy dan wil sê vir jou finansiële adviseur. My doelwit is 12 na koste en wel na belasting. Okay, so met ander woorde nou speel ons nog 'n verdere rol. So nou sê ek byvoorbeeld vir jou, ek soek 12 vir my sak. So met ander woorde as jy 'n adviseur is en jy sit 2% dan in jou sak saam met jou fondsbestuurshuis, plus byvoorbeeld ek het 'n belastingelement wat 'n rol moet speel van tussen 20 tot 30%, dan kyk jy ongeveer dan nou na kom ons sê ongeveer so tussen 14 tot 15, 16%, die voorbeeld wat ek ook nou gebruik het, van as jy goeie gediversifiseerde portefeulje het. Maar as jy byvoorbeeld dan nou gaan kyk, nou kry ek byvoorbeeld 'n saamgestelde groei van 16%, 16,5% per jaar. Na koste en na belasting kry ek byvoorbeeld dan kom ons sê 'n 12 riglyn. Okay. Ja. En ek dink ja, dis 'n effektiewe tipe van fondsbestuursplan of byvoorbeeld van 'n finansiële aspek af om te gaan kyk ja, maar wat is ek eintlik veronderstel is om te kry in die mark en is dit wel vir my beskikbaar? En daai voorbeelde waarna ek nou verwys het is definitief beskikbaar. Net met effektiewe, kom ons sê nou maar finansiële advies wat elke kliënt veronderstel is om te kan kry. Hoe belê ek teen inflasie? Inflasie is 'n baie belangrike ding want inflasie is maar daai ou voorbeeld wat ons oupa daai tyd al vir ons gemaak het en ons eie ouers om te sê waar hulle mos terugverwys sê ja, daai wat het ek gekoop met die ou R1 munt. Jy weet, hoe kon ek nog dit koop en dat koop? En vandag, ek bedoel, R1 kan jy amper skaars vir 'n kar wag gee. Jy weet so want dit is daar's nie waarde daar nie. En dit is nou maar die impak van inflasie. So as ons byvoorbeeld nou gaan kyk, as ek 'n belegging wil maak en ek wil hê dit moet die tyd weerstaan. So met ander woorde ons kyk laat hy byhou met tyd, dan gaan jy daai effek ook moet inwerk binne in jou tipe van beplanning of jou doelwitte. So met ander woorde as ons gaan sê, ons regering sê op hierdie stadium hulle teiken is om inflasie te hou tussen 3 tot 6%. Okay. So statistiek Suid-Afrika gewys, kry hulle dit reg. Okay, maar die mandjie van 3 tot 6% is nie noodwendig my en jou mandjie nie. En ons het al baie daaroor gepraat. So as ons byvoorbeeld gaan kyk na mediese fondse, as ons byvoorbeeld gaan kyk na elektrisiteitspryse, as ons gaan kyk na normale datapryse, net om simpel voorbeelde te gebruik. Wat staan byvoorbeeld charcoal, rooi vleis, jy weet, daar's 'n klomp elemente, brandewyn, whisky, wyn, jy weet, daar's 'n klomp elemente wat 'n rol speel. Maar as jy byvoorbeeld dan na daai inflasie gaan kyk, dan sê vir jouself, ek is baie nader aan 6 tot 8%. So enigiets tussen 6 tot 8%, as ek dit kry in opbrengste minder, dan hou ek nie by die rand van inflasie nie. So ek belê in 'n positiewe tipe van opbrengs van 6 tot 8%, maar ek verarm myself stelselmatig. En ek dink ja, dis baie belangrik om altyd ook seker te maak my teiken, ongeag my risikoprofiel, moet altyd handhaaf met inflasie van tussen 8 tot ten minste weer eens 12% se opbrengs na koste en belasting. Goed, ek dink die volgende vraag is ook baie belangrik. Hoe belê 'n mens vir inkomste wanneer 'n mens reeds afgetree het? Dis baie belangrik Elsa, en ons het daai vraag baie gekry in hierdie laaste, kom ons sê 24 maande selfs. Ja. Want onthou is jy nou afgetree is en jy trek 'n inkomste byvoorbeeld in 'n lewende anniteit. Jy kan nie byvoorbeeld nommer 1 fondse gaan selekteer wat basies nie die kom ons sê persentasie wat jy geselekteer het van inkomste oorskry nie, want dan basies begin jy stelselmatig klaar in jou kapitaal in te delg. So jou grootste probleem is wat jy daarso het en die maklikste oplossing baie meer eenvoudig daar weer eens by jou finansiële adviseur. As ek byvoorbeeld 'n inkomste gaan kies van 8% per jaar, kan ek onder geen omstandighede eintlik meer op 'n marktige kom ek sê my kapitaal gaan plaas waar daar volatiliteit is nie. Jy weet waar daar op en af EKG is nie, want dit is 'n groot risiko. So ek moet my fondse gaan sit waar ek ten minste dit kan oorskry. Maar ons sal 'n bietjie verder daaroor gesels op 'n volgende keer. Ek dink ons moet daarmee definitief. Dis ons rugby praatjies. Lekker gesels. Ai man. Baie dankie Thys. Nou ja, jy kan ingeskakel bly want net hierna fokus ons op Kersdekor en skoonheid. Jy sien dit en luister daarna net hier by Goeiemôre, Good Morning. So maak seker jy bly ingeskakel vir hierdie interessante gesprekke wat nog gaan volg. At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full live-in services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable, professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. Daarin ras harder as die lug verwarmer. En ek
Ek sukkel om te staan, ek skreeu dan. Bitter man, verdwaalde druppels, ek is een, maar jy nee. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis wifi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. So the missus told me to get my ducks in a row and start doing some work around the house. So I'm here at my local paint trade. Hey Tiny, how's the kids? I'm a busy man. Luckily, they have everything I need under one roof. I wasn't born yesterday. I know quality. That's why I choose their ProMac range. It's a quality paint because their paint spreads further. So get yourself over to Paint Trade Boots. They turn painting projects into child's play. It's really sad if you know you can help an animal, but people just cannot afford to get the treatment or the surgery. No one cares more about animal well-being than DotSure. And when you buy pet insurance online from DotSure, you help support the AACL vets. It makes me and everybody at the Animal Anti-Cruelty League feel like big-hearted veterinarians. For wholehearted pet insurance, go to dotsure.co.za. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. Jy het al 'n paar keer gehoor en duidelik ook al gesien, maar die goeiemôre Good Morning Ateljee is heeltemal omskep vir die feesseisoen en dit alles te danke aan Natasha Jackson van die Party Box SA. Sy en haar span spesialiseer in dekor vir koöperatiewe funksies, verjaarsdae, skoolkonserte, modelskoue, TV-opnames en natuurlik Kersfeesvieringe. Natasha is hier om met ons te gesels oor wat nou voorlê en wat julle alles doen, nie doen nie en wat in is en wat uit is, veral vir hierdie feesseisoen. Hulle sê so. Baie welkom. Baie dankie, dis 'n groot eer. Dankie, dit lyk pragtig. Ek het gewonder wat gaan julle sê van julle dekor vanmôre. So effe gaperig en deur die slaapie ingestap vanmôre, maar toe ek sien is Kersfees, toe ek sommer dadelik Jingle Bells in my kop het. Sê gou vir my, Party Box South Africa, Party Box SA. Hoe het julle begin en hoekom het jy begin? Ons het eintlik troues gedoen voor COVID. En toe COVID nou ons almal tref, dis dit is goed, wat kan ons onmiddellik doen as ons president ons regulasies lig en toe begin ons partytjies doen. En direk daarna het dit nou maar net so trendy begin word dat almal vra soos, jou kersboom is vreeslik mooi, kan ons wil jy nie vir ons ook 'n kersboom kom doen nie. So dit het eintlik maar net so stelselmatig, is iets waarop ons gefokus het nie, maar net gebeur. Natasha, en is dit iets wat nou al vir jare kom? Jy weet, ek het maar groot geword, jy het streamers in die double garage opgesit en 'n koekie word gebak en 'n kersie of 3 opgeplak, maar dinge het nogal baie verander, wat dit nou regtig 'n lekker fancy ding geword het. Ja, beslis, en ek voel nou nogal Gauteng is nou, die mamas hier in Gauteng is vir my bietjie beter wat dit aanbetref. Hulle wil bietjie groter gaan, bietjie mooier gaan. Ons doen nou nie net meer 'n waterslaai buitekant met 'n huisgebakte koek nie. So dit is vir besigheid is dit natuurlik baie goed. En dit is beslis baie trendy in Pretoria op hierdie oomblik vir mamas om lekker groot elaborate partytjies te doen vir hulle kinders. Ag, en dis net pret. Beautiful. Ja. Nou wat Kersfees seisoen en die Kersfees dekor aanbetref, dit is vir jou lekker opwindende tyd van die jaar? Ja, ons gaan all out, ons trek ons Kersfees pakkies aan en ons sit ons Elfie horingkies op en dan loop ons deur die winkels en ons kyk wat is oulik en mooi. Ons wys vir almal sommer live op Facebook ook, dit is waar jy moet shop en dit is waar jy heen moet gaan as jy oulike goedjies nodig het. En ons deel met die mense, want jy kan nie alles net vir jouself hou nie.
En want is diere daar buite. Dit is. En dan is daar natuurlik dat die mammas wat op sekere plekke koop, maar hulle weet nie om hulle bome mooi te maak nie. En dan gaan doen ons dit nou vir hulle. En dis nou soos in my geval ook, jy weet, my vrou het die touch en goeders, maar as ek nou nie die touch noodwendig het nie, of 'n ou het nie die tyd nie, is dit dan wanneer 'n ou op jou knoppie druk en jy sê, luister, kom na ons huis toe, kyk wat ons het, ons wil graag hierdie vertrek inruim en 'n Kersfeesboom insit. Ja, en julle kan ons help daarmee. Ja, dis presies hoe dit werk. So baie mense het ook nie stoorplek nie. So dan kan hulle by ons die bome en die dekor huur wat ons natuurlik in voorraad het, in hulle kleur waarvan hulle hou, en dan gaan doen ons dit by hulle, of ons gaan doen dit dan met hulle eie dekor, of ons koop vir hulle nuwe goedjies aan, want jy kan maar elke nou en dan 'n paar goedjies vervang in jou huis, en dan het jy nou natuurlik jou oulike Kersfees dekor, en as daar kindertjies rondhardloop onder ons voete, dan gryp ons hulle, kom, sit dit saam met ons op, want dit is wat dit spesiaal maak op die einde van die dag. Hoor, en tendense vir hierdie seisoen, wat sou jy reken? Ek moet sê, hierdie tipe Kersboom, ek het nou al 'n paar van hulle gesien, ek weet nie of ek self die tyd en energie het om so ouetjie te opsit nie, maar wat sou jy reken? Is daar spesifieke kleure of? Hierdie jaar is verskriklik gefokus op swart en goud, en dan het ons 'n plain boom wat net liggies op het met groot strikke, hierdie verskriklike oversized bows is baie trendy hierdie jaar, en dan die tradisionele groen en rooi is weer ook hierdie jaar hoogmode. Maar ja, ek sê dit hang af hoe jou huis lyk en dit hang af waarvan jy hou, en soos hierdie het nou pas nou perfek by julle embleem en die kleur van julle embleem. Ja. So ja, dit gaan maar alles afhang van huis tot huis. Maar daai is beslis waarop ons trend hierdie jaar is die groot oversized dekor. Dis die Kersfeesseisoen, maar as dit nou kom by enige ander verjaarsdagpartytjie of so, die opgewondenheid wat jy net het, is vir my so amazing. Jy weet, sit jy ook met 'n kliënt en sê, waarvan nou die kinders, of waarvan nou jy, en dan begin jy so aan 'n tema werk, of het julle nou maar temas wat jy weet werk, en jy koop dit maar. Ons doen baie selde dieselfde tema, want elke kliënt is ons nou maar anders, en elke kind hou van iets spesifiek, en dan bou ons maar om dit, maar ek weet ook partykeer as iets nou nie lekker werk, dan moet jy nou maar vir die kleintjie sê, hoorie so, ons gaan vir jou slime partytjie doen in hierdie tema, en dan verander ons dit na daai tema toe, maar ja, dit is beslis, elke tema is absoluut uniek, en elke gesin en kind is uniek. So waar gaan ons jou in die hande kan kry en vir jou kan sê, kom help asseblief, ons wil weet wat trendy en werk en maak mooi en blink. Ons is op Facebook en Instagram, My Party Box SA, en julle kan ons direk kontak ook op 065-846-4367. Ons gaan al daardie details ook deel met al ons kykers. Baie dankie vir die inloer, My Party Box SA. Baie dankie. Love it. Elsa, jy staan ook gereed om bietjie te gesels daar aan die oorkant. Ek gaan nou eers weer terug in hierdie boksie klim. Dankie Pieter, soos eie Elfie hier in die ateljee. Nou Dermafit Skin Science glo dat jou vel net soos 'n spier geoefen en versterk moet word. Monita Smit, die kundige agter Dermafit, sluit by ons aan om 'n paar wenke vir gesonde vel vir die somer te deel. Goeiemôre, good morning Monita. Môre Elsa, hoe gaan dit? Dit gaan goed, dankie, en is wonderlik om met jou te kan gesels. Vir mense wat Dermafit nog nie ken nie, hoe verduidelik jy die idee van iets soos die sogenaamde skin fitness? Okay, so wat ons doen is ons hanteer die vel soos wat jy 'n spier sal hanteer. So jy versterk die spier en dan herstel jy, en dieselfde met die vel. Jy versterk die vel en dan herstel jy weer die vel, en dit op daai manier help dit dat jou vel nie in 'n plateau ingaan nie. So mense sal nie soos byvoorbeeld in die gym net dadelik begin swaar oefen nie, want jy sal jou spiere seer maak, en dieselfde met jou vel. So ons begin met barrier bootcamp, dit is waar jy die vel versterk, dan gaan jy oor na resistance phase toe, dan bou jy intensiteit op, en dan gaan jy oor na skin heat toe, en op die manier voorkom ons oorstimulasie, exfoliasie, om goeie resultate te kry sonder om die vel te beskerm. So jy versterk basies die vel, en dan gaan jy weer terug na jou herstellingsproses toe, want dit is basies in jou herstellingsproses waar byvoorbeeld jou spier versterk, en dieselfde met jou vel. Dis waar die resultate eintlik plaasvind. So ja. Ek dink min mense weet dit, en baie mense voel ook oorweldig deur iets soos hoopprodukte. So hoe help julle iemand om net te gebruik wat regtig nodig is? So, ja, dis 'n baie goeie vraag, want mense volg baie
TikTok-rade van jy moet 10 produkte gebruik en dit maak die vel eintlik heeltemal de mekaar en ja, mens moet net minimalisties hou. Met Dermafit byvoorbeeld, jy het 'n baie goeie was wat jou vel prep, dan het jy jou serums wat spesifiek die concerns behandel en dan die moisturizers is multifunctional. So in plaas van om 3 produkte te koop, hoef jy net 1 produk te koop. Dit bevat jou aminosure, jou vitamine, jou antioksidante, jou peptide en dan natuurlik jou SPF. So ja, die formules is baie multifunctioneel geformuleer. Nou baie mense sukkel met sensitiewe of probleemvelle en ek dink dit is ook nogal iets wat jy weet so stelselmatig deur die loop van 'n mens se lewe kan voorkom. Hoe verseker julle dat die produkte veilig is maar steeds resultate lewer? So dis ook 'n baie algemene ding want kyk die omgewingsstresse, die baie produkte daar buite bevat, jy weet soos mineral olies en fragrances en goedjies wat die vel ook jy weet kan beskadig. So wanneer dit kom by sensitiewe valle, dit is eintlik baie eenvoudig. Ons het 'n reeks met wat genoem is recovery mode. So ons begin met die barrier. So 'n oorbelaaide of 'n sensitiewe barrier gaan glad nie reageer op enige aktiewe produkte nie. So jy moet eers die barrier eintlik al reset met gentle produkte. So ons het recovery mode wat basically help met inflammasie, dit help om die barrier te herstel. Dit werk ook saam met die biologiese genesing en nie teen dit nie. So dit beteken jy kry resultate sonder die rooiheid, sonder brand. So ja, dit is basically skoon produkte wat veilig is om die barrier weer te reset. En dan kan jy stadig jou intensiteit weer vermeerder en dan gaan jou barrier weer normaal wees, ja. Ek dink iets wat baie opwindend is die feit dat jy vandag 'n spesiale afslagkode vir ons kykers het. Yes, so enige iemand, ons doen online konsultasies ook, so as mense nie seker is wat om te kry online, nie kan hulle my kontak. So 20% af op al die produkte. Die kode is GGM vir Goeiemôre Good Morning. So ja, so dit geniet om te help waar kan. En ons waardeer die feit dat daar 'n afslagkode is en ek is seker daarvan is baie mense wat belang sal stel. Ek wil gou vinnig by jou uitvind net in 'n paar sekondes van die tyd het ons ingehaal. Wat is die grootste fout wat mense maak met hulle velle? Dis ook 'n baie goeie vraag. So die grootste fout is mense wil te veel goed gelyk doen. Hulle wil te veel sure, te veel retinols, te veel TikTok-rade en dan dink hulle vel is sensitief, maar eintlik is dit nie. Hulle oorbelaai net die vel en dis eintlik baie eenvoudig. Jy reset net die barrier en jy begin stadig. Hulle sê mos altyd less is more. En dan begin jy net stadig weer jou actives introduce. So jy stop alles waarmee jy besig is. Jy begin by die begin en dan by jou basiese goedjies. En een ding is vir my baie duidelik, dit is uit die aard van die saak baie belangrik om 'n kundige ook in die proses te raadpleeg. Miskien ook net om presies seker te maak na aanleiding van watter produkte jy kan gebruik en watter produkte nodig is. Dalk net so 'n laaste wenk van jou kant af in 'n paar sekondes. Ek sou sê vir die somer 'n lekker 3-stap roetine om die vel lekker sterk en fiks te maak is altyd 'n goeie gesig was. Dit help met obviously om die vel kalm te hou en te prep. As jou vel se pH nie reg gebalanseer is, gaan jou produkte in elk geval dit gaan nie reageer met die epidermis van die vel nie. So basically die tyd het ons ongelukkig ingehaal, maar baie dankie. Bly ingeskakel want net hier na kuier snotkop. At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full live-in services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable, professional care that fits your individual needs perfectly.
ProCare, where care feels like home. We're gonna be alright. Let's go higher. Lift me higher. Lift me higher. We're gonna be alright. Lift me higher. Let's go higher. Let's go higher. We're gonna be alright. We're inviting motivated, business-minded individuals to explore franchise opportunities with Mike's Kitchen as we look to grow our presence in South Africa. As a Mike's Kitchen franchisee, you'll have access to our established brand, operational guidance for setting up your restaurant, marketing resources, and information about potential funding options. If you're ready to bring quality food and a family-friendly environment to your community, contact us to find out more about joining the Mike's Kitchen franchise family. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eko-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Is it secure? Yeah, it's secure. Are you sure? Trust me, my guy. Okay, let's go. Don't let your investment slip through your fingers. Invest with a partner you can trust. Everest Wealth, the power of consistency. As ek vir Appel in een woord kan opsom, legend. Hy's talentvol. Hy's lief vir diere. Alle diere. Hy is 'n jagter. Hy ry altyd die coolste bakkies. En by sy shows, ek sou wat wou gee om in sy skoene te staan. Hier sal jy boer. En nou gaan ons baie lekker kuier want Suid-Afrika se grootste en enigste party starter is hier. Ek gesels nou met Snotkop oor sy splinternuwe enkelsnit Tina Tequila. Snorri, goeiemôre en baie welkom hier by. Goeiemôre, good morning. Baie dankie, lekker om hier te wees, my eerste keer. Baie dankie dat jy so vroeg uit die vere is vir ons. Dis moeilik jong, is moeilik, maar ja, as jy moet jy. Ek sê dit nogal want ek weet jy's die party starter en dan sit hulle jou altyd laaste op 'n fees. Ja. So die geheim is jy moenie slaap nie. Gaan maar dwars deur. My vriend, net so vinnig, ek weet daar is heelwat mense wat nog altyd wonder, maar waar kom Snotkop die naam vandaan? Van my pa af, weet al die tannies vra my, hoekom so 'n lelike naam as? Ek sê 'n lelike naam, jy weet, my pa het my dit gegee. Juist omdat ek so bloody stout was, jy weet, ek het soveel nonsens aangejaag. Ek meen, ek het my broer se fiets verkoop vir sweets en sulke goed, amper die garage afgebrand. So my pa het naand by die huis aangekom. Snotkop, wat het jy nou weer aangevang? So eventueel toe dit so gereeld geraak dat ek toe ek nou met my musiekloopbaan begin het, dog ek dit sal so cool wees om ietsie van my jeug en van my pa jy weet, voort te laat leef. Ag, dis fantasties man. Maar toe maar nou weet ons ook waar dit kom en ek is seker daar's nog 'n paar snotkoppies wat hier rondhardloop sonder dat hulle dit weet. Jy het op 'n stadium ook die wonderlike voorreg gehad om die oorlede Madiba te ontmoet. Hoe was dit? Wel, dit was actually 'n bietjie chaos geweest. Dit was 'n bietjie van gemors geweest. Ek het met 'n kamera opgedaag. Daar was 'n spulkunstenaar wat uitgenooi was vir ete saam met Madiba en voor Madiba opgedaag het hulle natuurlik die bomb sweep gedoen en hulle het 'n briefing gehad met almal wat gesê het as Madiba inkom, maak seker jou flash is af as jy 'n foto wil neem. En ek het 'n kamera geleen by 'n vriend en nie eintlik geweet waar ek draai om die flash af te sit en toe kom Madiba by almal verbygestap en hy groet almal en skud hulle hande en toe hy so 2 meter voor my is,
staan ek en toe gaan die flash af en toe word ek verwyder deur die sekuriteit. Toe het ek nooit sy hand kon skud nie. Maar jy daarom die foto kon hê. Die foto is letterlik Madiba wat so staan. Maar ek dink daar is min manne wat 'n foto van hom het in daardie pose. Ja, dit was nogals baie vernederend en maar dit is ietsie wat ek nooit sal vergeet. Dit is 'n baie lekker storie. Ten minste was jou ontmoeting baie uniek. Baie. My vriend, jy's ook 'n selfverklaarde rebel met 'n doel. Wat bedoel jy met dit? Man, ek dink mense ken my nou al goed teen die tyd. Ek dink toe ek begin het mense bietjie geskrik met die naam Snotkop en ek meen my musiek was rof geweest en obviously groot geword en bietjie meer verantwoordelik en weet ek het 'n movie uitgebring naam van Skrik vir niks om jong mense te motiveer en te laat verstaan dat enigiets is moontlik in die lewe. So, dis 'n rebel met 'n doel, jy weet. Moenie altyd ja en amen vir alles sê. Jy weet, doen jou eie ondersoek en alles wat voor jou neergelê word en staan op vir jouself, maar wees verantwoordelik, jy weet. Maar ja, ek dink dit is nogals belangrik in die lewe dat jy nie sommer net in die tou staan reg om ja te sê vir enigiets nie. En jou loopbaan het ook lekker draai gevat. Ek meen op 15 het jy begin kwaito doen. Was dit Lekgoa, hè, wat jou naam was en ek meen jy het in Sesotho gesing en opgetree. Dit was ook seker 'n lekker deel van jou loopbaan. Ja, dit was verskriklik opwindend geweest. Ek het goeters beleef wat ek kon nie my eie oë glo nie. I mean, ek het eventueel opgetree in Frankryk saam met die Mahotela Queens, in Angoulême by African Music Festival waar Johnny Clegg groot naam gemaak het. So, en ook reg deur Afrika, Botswana, Zimbabwe, by feeste met 50,000 mense. Dit was insane geweest. Maar eventueel het ek gevoel, jy weet, ek wil in my moedertaal die ding doen. Ja, so, maar ek meen Afrika is so wonderlik en Suid-Afrika is so wonderlik. Ek meen ons het soveel diversiteit en dit was lekker om mense te entertain in daai genre. Musiek is maar musiek. Ek sê jy sal vind in die Afrikaanse musiek het ons baie African ritmes en die bas is dieselfde. Dis net 'n ander taal. Ek meen dit is veral dansmusiek. Nou Matanas, maak nie saak wie is in Suid-Afrika, as jy eers daai ritme vang en jy voel vir hom, dan gaan jy nie stil staan nie. Veral 'n Snotkop op die voorgrond is. Hoor jy, en dit was ook nie net musiek nie, jy drama en musiek of drama teater studeer. Ja. Jy het ook 'n draai gemaak op, ek onthou die destydse 7de Laan was dit nie? Yes, ja, ek was vir 'n ruk op 7de Laan gewees en ek was vir 'n ruk in Generations gewees wat ek so toe gepraat het. Al twee CP's het ek maar myself gespeel. Weet 'n wit ouetjie wat kwaito musiek maak en wat kan Sotho praat en so aan. So dit het my baie gehelp, maar ja, ek het acting geswat by Pretoria Tech. En ek weet Steve Hofmeyer was ook daar gewees en Robbie Wessels en al die. Hoor jy, en ek was ook daar gewees, né? Dit was destydse Pretoria Technikon. Pretoria Technikon is jy weet, ek dink ek sal nie bang wees nie wat hom oorspronklik gesing het, Jou Niemand, hy was ook daar, hy was swat en ons was saam in ons hospitaal, saam in die koshuis. Maar jy was natuurlik baie jare voor my daar gewees. Is dit? Ag, ou snorrie, ja, nou wil jy. Ja, ek speel sommer, ons is heel moontlik dieselfde ouderdom. Kalers van dieselfde kraal, ons moet dit daarom net sê. Luister, voordat ons by die video uitkom, net so vinnig waar die gedagte van Tina Tequila vandaan gekom. Jong, Tina Tequila, dit is actually een van my beste vriendinne. En toe ek was, ek het 'n song geskryf vir haar, sy sê, jy gaan net nie my naam gebruik, sy sê, ek moet. Ja, jy kan nie 'n skuilnaam gebruik, jy wil mos nou oor haar ja, en Tina en Tequila val net so lekker op die tong, soos die tequila op haar tong val, en sy is absoluut gek vir 'n tequila, ek meen, sy drink niks anders nie, sy drink net tequila, ek meen, weet as sy nou kuier, maar ek dink sy drink water en koffie en al daai goed, maar Tequila is haar en Tequila is een van haar fortuis. Maar ons gaan nog 'n bietjie oor Tina Tequila gesels. Vereers gaan ons nou eers kyk hoe lyk hierdie splinter nuwe enkelsnit en hoe klink hy van Snotkop net hier op Goeiemôre, Good Morning. En hierdie enetjie gaan jy nie wil mis nie en as jy wil, kry jy jou 'n sterk koffie om hierdie enetjie saam met ons te geniet. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time.
At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. ACDC Express. Everything electrical. We celebrate great achievements by extraordinary South Africans so that we can inspire our youth, and then we want to empower them to reach their full potential. We are here to celebrate history. He who has a big enough why can bear with any how. They will leave behind a legacy. We will never stop creating hope for our future generation. There's always been something about them. Those insured by AVBOB. It's because we know that AVBOB will be there for us one day. How about every day? Like the vouchers, coupons, and discounts I get to use for my daily living. And what would financial wellness be without an investment plan? Yep, that too. I now invest my money with AVBOB. With AVBOB, there's more than enough mutual value for everyone. AVBOB, we're here for you. The cost of living crisis in South Africa has really affected us. The children have to wear hand-me-downs. Okay, let's see if it fits. I can't wear this. It's way too big. We've cut back on luxuries. Toilet paper's finished. We've even had to improvise in terms of entertainment. Kick the ball, damn it! It's time for my soaps. It's the big wedding episode. Okay, kids. We're changing the channel. All of that, and we struggled to pay our bills. Until we contacted Debt Rescue. They offered us debt consolidation without a loan. We have one monthly payment, and now we pay only what we can afford. Now things can get back to normal. The wedding, it's off. Debt Rescue. Pay what you can afford. Ons het sopas gekyk na die musiekvideo van Snotkop se Tina Tequila. Hey my vriend, jy sien in tipiese Snotkop styl en ek moes myself net keer om voor Kersfeesvader en al die dwergies en engeltjies hier aan die dans te raak en ek meen dis so vroeg in die oggend, maar baie geluk man. Baie dankie. En ek moet sê dis 'n lekker twist op Tina wat letterlik alles met tequila gebruik het. Ja, nee, ek dink sy het 'n probleem. Maar dis 'n lekker probleem om te hê. Baie lekker. En sy's 'n pragtige mens man, ou Tina. Ja, ek moet sê al my wat in die video is ek het nog nie so mooi mense in my lewe gesien nie. So ek hoop mense geniet die video. Klaar, hulle het seker klaar ingekoop. Dit kan ek jou beloof. Net gou weer die gedagte, ek meen jy's so bekend vir jou partytjie liedjies en ek meen as 'n mens ook na jou shows toe gaan, letterlik of dit nou 70 minute, 90 minute, uur en 70 minute is, jy die mense op hulle voete, hulle dans, hulle doen hulle ding. So het jy te werk gegaan om ook by Tina Tequila uit te kom en net weer daai lekker snotkop flair te gee. Jongens, ons nou vakansietyd, somer, so ek het gedink, dis tyd vir 'n lekker dansnommer. Ek het lanklaaste 'n lekker, stampnommer gehad. Toe ek het actually gewerk aan 'n ander liedjie en toe het Tina in my kop opgekom en toe die Tina, so jy weet die lekker alliterasie en gewoonlik as 'n liedjie net vinnig gebeur, dan vloei dit en ek weet ek het letterlik die liedjie geskryf seker in 5 minute. Toe studio toe gegaan, opgeneem, geproduce, die video geskiet, alles het so vinnig gebeur, want toe ek die liedjie vir die platemaatskappy stuur by Select, toe sê hulle van ons moet hom nou opneem. Nee, sommer dadelik, daar is dit tyd jou mater. Ja. Veral met 'n snotkop treffer in die Desember wat voor lê.
Ja, nee, maar die mense wil kuier, so ek moet luister as die mense praat. Gaan jy ook kuier, lekker shows wat opkom? Ja, kyk, Desember werk ons. So Januarie kuier ons, so almal is like, nee, kom drink 'n tequila, ons het nog 6 shows wat voor lê. Maar ja, dit is verskriklik lekker. In Desember is al die kusdorpe natuurlik en jy weet almal is in hulle beste en hulle lekkerste vibes. Absoluut. So ja, nee, dit is 'n verskriklik lekker tyd van die jaar. En dit beteken ook dis nou weer 'n lekker katalisator om volgende jaar vir Snotkop ook net weer lekker so baie en gereeld as moontlik te sien reg oor Suid-Afrika. Ja, die jaar is besig. Ek moet sê, ons het nog nie opgehou vandat ons begin het nie en daar is nie planne om op te hou nie. So weet ek en my spannetjie travel die hele land vol en sien elke liewe dorpie en elke hoek. Ek probeer dit nou dat ek bietjie ouer raak, probeer ek dit bietjie rustiger vat, maar dit is moeilik, jy weet, mense wil nog steeds by al die plekke uitkom. Right, Tina is die 28ste verlede week is hy vrygestel en mense kan hom ook oral gaan sien op die socials, op die YouTubes en allerlei plekkies. Yes, hy's everywhere. So die video is op YouTube, jy kan hom stream op elke liewe platform. Natuurlik by my shows ook. So ja, hy's oralster. Jy gaan nie sukkel om hom te sien nie. Snorri, dit was wonderlik om jou hier te gehad het vandag. Mag jy lekker loop, wees veilig hierdie jaar, geseënde Kersfees. Ons sien mekaar in die nuwe jaar. Dis dan dit vir vanoggend. Ek hoop jy gaan lekker kuier vir die res van hierdie dag. Môreoggend klokslag is ons terug. Regstreeks hier op Goeiemôre, Good Morning, 6:00 op die kop. Sien jou. Tada, Tina. Tequila. What if your time could change lives? Not someday, not somewhere else, right here, right now. Adapt, improve. Make your time matter. Roundtable Southern Africa is where purpose meets action, where friendships build futures. If you're between 18 and 40, this is your moment. Join the movement. Be the change. A good designer understands when less is more. When more is more. And when function needs to dictate form. With more than 30 years' experience, Carnet Interiors offers design plans that reflect your style and personality. Carnet Interiors offers turnkey solutions for commercial and residential projects. Contact Carnet Interiors today to make your dreams a reality.